Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre met Minke Maree. As jy die oord gekyk het, reënboogrand, dan jy weet, sy's 'n celebrity. Hallo Minke. Hallo, baie dankie vir die voorreg. Dis lekker om absoluut hier te ons wees. voorreg. Dank jy dat jy draai kom maak het. Minke, kom ons praat 'n bietjie eers oor die TV besigheid, né? Want mense kyk die TV's, maar ons moet later 'n bietjie verhoog gesels. Yes. Maar eers TV. Vertel my die oord. Dis nou nog aan die gang. Dit is, ja, dit speel Dinsdae môre. Môre is om weer 8 uur op kyk net. Ja. Maar jy gaan nie vir ons vooruit vertel. Ek kan nie. Okay, goed. Nou, want mense sit vasgegom en Yes. kyk na die oord. Dit is nogal 'n merkwaardige Ja. storie. Hoe was dit om Christian Olwage, al daai mense te werk? Ongelooflik, dit was regtig ja, dit was incredible, regtig. Dit was 'n challenge geweest want ons het mainly night shoots gedoen. In Kommetjie, so dit is ver van alles af en dan werk mense 2 uur die oggend, of 2 uur die middag tot 2 uur die oggend, so dan bietjie moeg, bietjie koud, en die wind het glad nie saam met ons gespeel nie. Maar dit was verskriklik lekker. Ek het nou die dag gekyk, toe sê ek vir een van my pelle, Eva, die director, het so 'n amazing job gedoen om ons goed te laat lyk. Jy overthink 'n scene en dan as jy dit kyk, dan gaan jy, "Jog, dit lyk eintlik so fantasties." So regtig so voorreg en Christian is ongelooflik. Nou kyk, jy is een baie besige dame. Jy was ook verlede jaar besig met Doolhof gewees, oral getoer. Hoe was dit gewees? Jy het baie goed gedoen. So lekker. Ja, ons is tans nog besig met Doolhof. Ons speel ook in die Vrystaat Kunstefees wat baie lekker is. Dis so lekker om saam met een van my skoolpelle te werk. Dis Robert Creer wat geskryf het en ons het saam begin toneel doen op skool. En dan ons het met Wian Singleton gewerk en nou met Sander Venter wat op Diepe Water speel. 'n ongelooflike voorreg. Hulle is amazing creatives om mee te werk en 'n ongelooflike spasie om te kan speel. So Ja. regtig lekker, dis 'n voorreg. Vertel ons bietjie van Waterbrief. Waterbrief het so 'n sagte plek in my hart. Ek het hom 7 jaar terug gespeel met ATKV Tienertoneel in my matriekjaar en die voorreg gehad om te kan wen met hom in 2019. En vir 7 jaar broei hierdie storie in my hart en toe tannie Maritjie vir my die oproep gemaak het om te sê ons kan hom nou weer doen. Was dit werklik 'n gebed wat beantwoord is. So regtig amazing. Dit is dit lekker, dit moet ongelooflik wees om te dink, jy kan weer hierdie stuk speel en jy kan met dieper insig en dieper kennis en meer ervaring, meer verwysing dalk te doen. Absoluut. Ek dink in matriek was ek wil amper sê 'n leek geweest want Ja, ja. ek het nie veel geweet nie. Mense is maar in matriek. Ja, in matriek. En om na 7 jaar, ek meen geswat, 'n paar dinge agter die naam om weer te kan terugkom en 'n verlengde Waterbrief te kan speel met my kennis. Dit is baie meer challenging vir my want daar's amper meer pressure op want ek weet nou meer, maar dit maak die karakter vir my soveel dieper, soveel layered en dit maak dit net fantasties. Waaroor gaan die stuk? Waterbrief gaan oor dood, grief en ek het gisterand gedink toe sê ek dit is ons almal ken die storie van dood en grief en sorrow maar dit is uit 'n ander perspektief uit. Ons leer ken vir Nina en Nina is dood en sy spook basically by haar ouers en kyk hoe haar hele gesin uitmekaar uitval nadat sy dood is. Ja, dit is 'n bietjie rof. Ja. Baie bietjie somber. Waar het julle al gespeel? So ons open by Vrystaat Kunstefees hierdie Gaan jaar. julle Vrystaat Yes, ons open by hom en dan kyk ons waar ons gaan. Ons het 'n Gauteng run in September van die 8ste tot die 14de dink ek as ek reg onthou. En dan kyk ons volgende jaar vir nog feeste. So jy gaan Vrystaat Fees 2 vir produksies. 2. Yes. Hoe kry mense dit reg? Hoe hou jy jou energie en fokus? Ek dink dit is belangrik om jouself te ken. So byvoorbeeld wat jy doen voor die tyd, wat jy doen na die tyd en ek dink vir my is dit ek ken myself, ek is 'n bietjie van 'n introvert. So om alleen tyd te vat en werklik op te warm te fokus, musiek in jou ore te sit, weg te breek van mense af om regtig net in daai spasie te bly van wat jou karakter verg. Tap mense baie van jou energie. Want 'n introvert en wese sosiale omstandighede tap energie by. Yes, ek dink ek het myself al geleer hoe om met mense te praat en om te gaan en dit is baie ek kan dit doen, maar na 'n dag van being social moet ek alleen wees en net bietjie my spasie vat en doen wat ek moet doen sonder dat mense daar is. So ja. Die sinopsis, nou net vir julle sê word beskryf as 'n verhaal wat in druppels bewoord in 'n taal wat net die dooies kan lees. Hier jy. Genade. Wat beteken dit so kragtig? Ja, so wat die druppels voorstel is Nina is 'n swemmer gewees op skool en sy was by 'n swemgala en toe sy spring, toe gly sy en toe kap sy haar kop en toe sy oorlede. Oh my goodness. Yes, so ons vind vir Nina nog nat van die swembad en sy's deurlopend deur die hele show nat. In haar kostuum en haar costume.
En dan sy sien dinge omdat sy spook is, sy's dood. So sy sien goeters wat net dooi is kan sien. So dit is wat dit beteken. So jy die show in die dag moet gaan kyk. Al wat ek nog gedink het is die arme vrou is in die winter in die Vrystaat en dink ja. sy Ja, soppenaat. ek het 7 jaar terug daar ook gedebuteer met Wat doen 'n mens? waterbrief by die Vrystaat Kunstefees. So dit was vrek koud, want dis babaolie en conditioner en om my nou nat te laat Ja, lyk. ja. So baie koud. As 'n mens nou moet kies. Ek kyk teater en TV. Ek weet, almal vra altyd teater en TV. Wat is vir jou van elkeen spesiaal? Ek dink ek sê altyd vir mense kan nie hierdie twee vergelyk nie, want met teater is dit hierdie energie wat jy het van jou gehoor, wat jou voer en jy hoor hoe mense stil is saam met jou, jy hoor hoe mense lag, huil, kwaad is, whatever. Maar film is ook vir my 'n ander tipe ding om die kamera aan jou gesig te hê, bring ook 'n ander energie. So dit is wat vir my spesiaal is, dis 7, 8, 9 mense in opstel wat vir jou kyk hoe jy besig is om wat ook al te doen, waar dit op teater nou met dalk 'n bietjie groter gehoor is. So dit bly daai energie wat vir jou gevoer is. Maar altyd is my ewe spesiaal, wil ek sê. As jy nou 'n liedjie moet kies wat jou ervaring met Waterbrief moet opsom, wat sou dit wees? Ek dink dit is maar die temaliedjie van Waterbrief, dis daai Ludovico Einaudi se Underwood. Dis maar die theme song van Waterbrief en hy's bietjie eerie vir my. As jy hom hoor, hy laat my baie dinge voel. So definitief daai ene. Wie doen die regie vir Waterbrief? Maritjie de Villiers knop. Doen sy die Yes, regie ook? dit is Okay. my graad 1 drama juffrou. So ons kom al 'n lank pad. Wie het vir jou daai passie gegee vir toneelspel? Mense praat altyd van 'n drama juffrou. Aan mense wat sê hulle sing, het altyd die sangjuffrou op skool het gesê, jy moet nou sing my kind. Ja. En daar die liefde begin of Ja. toneelspel het mense dalk nie eens besef nie. Ja. Was dit 'n onderwyseres? Was dit in jou familie is dit 'n ma of 'n pa of 'n oom of 'n tannie of? Ja, kyk, ek sal sê my pa is 'n pastoor en my ma is 'n geselser. So ek dink definitief ek het daardie talente gekry, maar tannie Maritjie de Villiers knop het werklik vir my dit kom beïnvloed en impak in my lewe gemaak. Ek sê altyd dis as gevolg van haar wat ek hierdie ding verder gevat het. Sy het 'n kans gevat op my in graad 10 met my eerste hoofrol en werklik my die passie en die belangrikheid van storie vertel geleer. En hoe om mense te kom inspire en dit is werklik my doel. Ja, sy's ongelooflik. Sy nog steeds besig op skool. Sy is Ja. Waar? nog steeds Noordheuwel, Hoërskool Noordheuwel. Hoërskool Noordheuwel. Yes. Ja, besig om impak te maak. Hierdie temas wat jy aanspreek in hierdie stuk, families wat uitmekaar uitskeer ook, hoe resoneer dit met jou persoonlik ook? Ek dink ons almal het eens in ons lewe al iets verloor, iemand en ek dink dit is 'n belangrike tema want dit is wat teater en storievertelling is. You can make someone feel less alone in this world. En dit is wat vir my toe ek Nina lees en ek het die voorreg om haar te speel. Daar's sekere oomblikke ons almal gaan nie met alles resoneer of relate nie, maar vir haar dis so oomblikke. Ons praat oor 'n hond, ons praat oor 'n ouma, ons praat oor die boetie en ons almal het iemand wat ons mee kan connect en gaan ek het al iets soos dit beleef, is 'n similar gevoel. En ek dink dis wat vir my ongelooflik is om te gaan ek kan hierdie storie vertel en nog mense aanraak en mense kan relate met hierdie storie, so ja. 'n storie vertel. Hoorie so jy kon baie ander goed gewees het. Nee, jy weet jy kon boekhouer gewees het of so iets. Jy kon goed gaan swat het wat actually baie geld maak. Absoluut. Maar jy het besluit om 'n akteur te Ek wees. Wat is die geheim? Wat is die drive? Wat hou jou aan dit laat doen? Want jy kan ek bedoel jy kan met mense werk. So jy kon enigiets basies doen wat met mense te doen gehad het. Hoekom aanhou om 'n akteur te wees? Wat vir my ek dink die oomblik as jy besef dit wat ek doen het impak en is belangrik. Dit voel dalk nie vir almal so nie, maar ek dink ek is 'n baie groot empath. So om mense te laat voel was vir my nog altyd belangrik en om mense, ek sê altyd my mantra in die lewe is giving the voiceless a voice. En om te besef dit wat ek doen dra impak en vir my was dit altyd ek gaan hierdie doen en ek glo in myself en ek sê altyd vir mense as jy in jouself glo is jy 99% daar. En net aan te hou hard werk. Ek dink daar's soveel mense wat dink, ek het nou een rol en ek kan dit nou doen, maar om altyd oop te bly om te leer, is vir my baie groot ding en ek dink dit is wat my aanhou gaan is om hierdie stories te kan vertel om te weet I'm representing someone en ek dink dit is wat ek vorentoe vat. Ek wil net so vinnig sê, ek dink nie baie akteurs sit op ons bank en gaan ek doen nie omdat ek glo kan 'n impak maak nie. So Ja, ek dink ja. jy's op die regte pad. Baie dankie. Baie dankie, moet ek jou drank Dankie maak vir julle vanmôre? tyd. Dit was baie lekker om jou te chat. Dankie. In die ou dae sou jy 'n evangelis of 'n sendeling gewees.
Hey. There we Nou go. saakteer. Nou sê, baie dankie Minke vir jou tyd. Dankie julle. Ja, Minke Marie. Ag, is lekker om impetus, energie en kreatiwiteit te hê so vroeg in die môre, né? Ja. So oud is ek nie. Sy het nog hoop. Maar nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek. As Jennifer op die nuus.